Goeiemôre, dierbare vriende en mense van Bethlehem. Ek kom daar uit die Oosterrand uit. Ek kom uit 'n pragtige dorp met die naam van Brakpan. OK, ek het nie dit verwag nie. Hoe moet ek nou voel, hè? Hoe moet ek nou voel? Ek moet dan met ietsie sê van Brakpan. Brakpan het 7 ingange. En by elke ingang is daar paspoortbeheer. So as jy inkom daar, moet jy jou paspoort wys. Dan vra hulle vir jou, wys jou paspoort, dan vra hulle vir jou, het jy enige wapen by jou? As jy een het, nie gee hulle vir jou een. Nie vir 'n Brakpanner vra om Brakpan grappe te vertel nie, hulle ken hulle almal. So. Maar dit is 'n wonderlike dorp wat ons huis noem al vir 25 jaar en wat ons so gelukkig is. Soos wat jy ook hier in jou spasie deur God gebruik word. Op die manier wat hy nodig het om jou te gebruik. En baie dankie Pastor Ewan vir die uitnodiging en vir die vertroue dat julle my nooi om hier te kom bedien. Weet, vir ons as pastore, ons is maar baie jaloers op ons kansel. Ons is altyd partykeer bang dat iemand kom sê goed hierso wat hulle nie eintlik moet sê nie, of hulle sê dit op 'n manier wat nie so lekker sou inpas nie. So dankie dat jy my genoeg vertrou om my hier toe te laat op jou kansel. En is lekker om hier te wees en dankie vir die wonderlike ontvangs, ook die manier hoe julle ons hanteer en ons vir ons omgee, ons waardeer dit regtig. Miskien net so ietsie oor die AGS in Hebreë, net die van u wat dalk nie weet nie, maar die AGS kerk is 'n groot kerk, is die grootste kerk in Suid-Afrika, ons het byna 2 miljoen lidmate in Suid-Afrika. So, ons het so amper 2000 gemeentes reg oor Suid-Afrika verdeel in 43 streke en netwerke. En elkeen van hierdie netwerke en streke het 'n voorsitter wat verkies word en hulle sit op daai 43 ouens sit op 'n raad, ons noem dit Nasionale Leierskap Forum. En daai forum kom so elke 4 maande bymekaar om maar die besluite van die kerk te neem en te keuses te maak en sekere goeders aan te raak. Maar ons het so elke 2 jaar ook 'n general business meeting, 'n algemene weet nie wat se naam nie, maar ons is meer Engels as Afrikaans in daai opsig en dan tydens hierdie vergaderings bespreek ons goed van nasionale belang en elke 4 jaar is daar ook verkiesing vir nasionale leiers. So ons het 'n streek, ons het gemeentes, dis ons belangrikste plek, is waar ons pastore is. Ons het streekvlak waar gemeentes verteenwoordig word op streekvlak. Dan is ons 'n nasionale kantoor waar ek bevoorreg is om een van die amptdraers te wees. Dr. Hendrie Weideman is ons president van die kerk. Pastor Barend Petersen, ek dink hy was al hier gewees. Hy is die visiepresident van die kerk. Pastor Selby Kumalo is ons hoofsekretaris en ek is die hooftesourier van die kerk. Nou, ek weet ek het 'n salwing vir finansies en ek het eintlik aanvanklik beplan om te preek oor finansies, maar toe ek hier inry en ek sien hoe 'n ryk en welgestelde dorp hierdie is, toe ek my preek verander. Nee, die Here het iets anders op my hart gelê en ek wil graag vanmôre dit met julle deel wat die Here op my hart gelê het. Maar voor ek dit deel wat die Here op my hart gelê het, ek wil net sê ek dra groete oor van ons nasionale leierskap. Ek het in die week het ons elke week vergadering en ek het sê ek preek hierdie Sondag hier en het gevra ek moet asseblief groete stuur vir Bethlehem. So groete van ons nasionale kantoor af vir hierdie gemeente ook dan. Miskien moet ek net so ietsie, ek het so 'n verbintenis met Bethlehem. Hierdie gemeente het omtrent 100 jaar terug ontstaan, dalk 'n bietjie langer, ek is nie doodseker presies nie, ek het nie gaan oplees in die argiewe oor waar die gemeente vandaan kom nie, 'n party van die ou mense sal ons daar kan vertel, maar my familie kom hier van Arlington af, hulle het daar geboer, my pa's, my oupa en my ouma, ek het nog nie my oupa ooit geken nie, hy is dood voor ek gebore is, maar hulle het hier geboer in die 20s en 30er jare, eintlik na die Anglo-Boereoorlog, my ouma was in die konsentrasiekamp gewees, my oupa was een van die ouens wat maar saam gery het en geskiet het en te kere gegaan het. Hierdie area was maar redelik bekend ook vir die Anglo-Boereoorlog. Maar het man met John G. Lake het saam met Tom Hesmelag in 1908 Suid-Afrika toe gekom op grond van 'n woord wat die Here hulle gegee het om hiernatoe te kom en die evangelie te bedien. Hy het in Kaapstad afgeklim van die boot af en onmiddellik Pretoria toe gegaan en gedink dis waar die Here hom wil gebruik, maar hy was skaars 'n paar weke daar tot hy besef dis nie waar die Here wil hê hy moet wees nie. En hy het Johannesburg toe gegaan en begin diens te hou en die Heilige Gees het begin werk, die Pinkstervuur het geval op mense se lewens en daar het 'n herlewing uitgebreek. Hy is in 2013 terug, John G. Lake, sy vrou is ongelukkig dood is en John G. Lake het 'n ongelooflike bediening gehad vir die genesing van siekes. Mense het genesing ontvang op strepe. Daar op 'n stadium het daar 'n pandemie uitgebreek in Johannesburg dat jy moes een of ander vlag of 'n lap voor jou huis hang om te sê hier's mense siek aan die pandemie, jy mag nie na huis inkom nie. Nou hy het daai huise gaan soek, ingestap daar, vir die mense gebid, hulle het onmiddellike genesing ontvang en hy het nooit self siek geword nie.
Die hartseer van dit als is, sy eie vrou het siek geword op 'n stadium en het gesterf. En hy het vir haar gebid en sy het nie gesond geword nie. Dit was een van sy boeke handel spesifiek oor, hoekom genees die Here een persoon, maar nie 'n ander een nie. En dis maar een van daai goed dat ons nie die antwoord op het nie. Maar die Here het hom kragtig gebruik en dis deel van die DNA van die AGS. Pinkster, die Heilige Gees vuur wat op ons lewens is, maar dan ook genesing om te bid vir mense om gesond te word. Dis deel van ons DNA. Maar Tom Hesmelach het agtergebly en hy het hier redelik oor die land gereis en op 'n stadium hier in die 1920s hier in Bethlehem opgeënt en hier begin preek. En my familie het van daar af gekom en hier tot bekering gekom. Ek weet nie waar hulle diens gehou het nie, maar hulle die Here Jesus gevind as verlosser en saligmaker. My oupa was 'n ou kaland gewees, hoor. Hy was 'n moeilike ou gewees. Hy was nie 'n maklike mens gewees nie, maar die Here het sy lewe omgedraai daar. En my familie, waarvan my pa is die jongste van die klomp Koortsens, het die hele familie het die Here gedien. Een van my pa se ouer broers, oom Jan, hy is getroud met tannie Anna en haar nooiens van was Mostert, hier uit Bethlehem uit. En klaarblyklik was die Mostert familie aan die begin van hier's mense wat hulle gesiggies gaan op, want hulle ken die Mosterts. Hulle was van die lede wat hierdie gemeente help begin het. Daar's ander ook, maar ek is nou verbind aan die, weet, dis nou my tannie se nooiens van gewees as Mostert. So, hierdie gemeente het 'n wonderlike en 'n ryk geskiedenis. En ek dink 'n mens moet ooit vergeet waar ons vandaan kom nie. Ons moet nooit vergeet waar ons vandaan kom, want dit help ons om te verstaan waar die Here ons op pad is met ons. En hy het in hierdie gemeente se geskiedenis op wonderlike wyse gewerk. Julle het wonderlike pastore gehad. Julle het ook so hier en daar een gehad wat nie so lekker was nie. Ons gaan nie daaroor praat nie. Ons weet, dis soos 'n boetie in die tronk, jy praat nie oor hom nie, weet so. Ons almal het maar partytjie iewers 'n fout wat ons maak, maar ek dink hierdie gemeente kan absoluut, julle kan so trots wees op waar julle is op die oomblik en ek wil julle geluk wens met die feit dat julle vir pastoor Ewan en vir Talita beroep het as pastore van hierdie gemeente. Ek ken hulle al vir 'n rukkie, langer as wat julle hulle ken. En toe ek hulle die eerste keer ontmoet het, ek gesien daar's 'n salwing op hulle lewe, 'n roeping, 'n passie vir die liefde en 'n liefde vir die Here. En wat ek dink hulle ook hier uitleef en ek dink julle ook agterkom en net bietjie meer as 'n jaar wat hulle hier is, het hulle so groot verskil alreeds kom maak en ons net sê ons eer julle. Ons is lief vir julle. Julle is kosbare mense. Ek dink julle kan hulle aan 'n klap gee. Ek weet nie of Donald hier is nie. Ek soek hom nou nie hier. Is hy nie hier nie? Okay, want ek ken hom ook al 'n rukkie, maar ek sou hom graag daarom net so ge-eyeball het. Vanmôre wil ek graag bietjie met u 'n woord bedien wat hier op my hart gelê het en ek wil graag dit noem met die titel van Kry jou geestelike krag terug. Kry jou geestelike krag terug. En ek wil graag vanmôre vir u voorlees uit 2 Konings 6 vers 1 tot 7. Dit sê die volgende: Die profete het vir Elisa gesê: Die plek waar ons van u onderrig ontvang, het te klein geword vir ons. Laat ons na die Jordaan toe gaan en balke kap om vir ons 'n bymekaar kom plek te bou. Gaan gerus, het hy geantwoord. Een het vir hom gevra: Wil jy nie met ons saamgaan nie? Hy het geantwoord: Ek sal gaan. En hy het saam met hulle gegaan. Toe hulle by die Jordaan kom, het hulle bome afgekap. Terwyl een besig was om 'n boom af te kap, het sy byl in die water geval. Hy roep toe: Ag tog meneer, dit was boonop 'n geleende byl. Die man van God het gevra waar die byl ingeval het. Toe die profeet vir hom die plek gewys het, het hy 'n stuk hout afgekap en het daar ingegooi. En dit het die byl bo laat dryf. Hy sê toe vir hom: Haal dit uit. Die man het sy hand uitgesteek en dit gevat. Ek weet nie wie van u kyk so nou en dan op die sportkanale, is daar so 'n sport wat hulle beoefen, wat hulle met 'n byl bome afkap of stompe kap nie. En hulle sit daai stomp op 'n sekere manier en dan swaai daai ouens jong met 2-3 houe kap uit daai stomp af. Daai byl is so skerp soos 'n lemmetjie. Jy kan met hom skeer. So skerp is daai byl. Nou dis een van die goed ek nogal van hou as ek op 'n Saterdagmiddag bietjie stil is by die huis dan en is dalk per ongeluk op. Dan kyk ek dit graag. Want dit wys my ietsie van 'n talent, maar ook 'n aksie wat mense het om daai stomp met daai sla af te kap. En dan het hulle partytjie nog so, moet hulle hom so 'n kap gee hierdie kant, dan sit hulle hout in en klim hulle op, en dan kap hulle hom weer, dan klim hulle so op tot hulle bo kom en dan kap hulle hom af vir die eerste ou wat bo kom en daai ding afkap, hy wen. En dit het my laat dink toe ek daai goed wat dit dophou, dat dink aan hierdie een storie in die Bybel wat gaan oor 'n byl. Jy sien, elkeen van ons wat vanmôre hier sit, is toegerus en is deur God gesalf om 'n spesifieke taak te verrig. En jy kan daai taak verrig op een van twee maniere. Of jy kan hier op die Sondag 'n mooi Christen wees, en op 'n Maandag elektriesien en 'n Dinsdag as jy 'n mechanic en op 'n Woensdag as jy 'n ingenieur. Of jy kan iemand wees wat op 'n Sondag 'n
Christen is, maar op 'n maandag 'n Christen, en op 'n dinsdag 'n Christen, en op 'n woensdag iemand is wat kragtig onder die hand van die Here beweeg, en op 'n donderdag 'n verskil maak in die spar waar jy staan, en op 'n Vrydag daar instap by die mall, en jy sien iemand raak, en op 'n Saterdag is jy bidend vir Sondag se diens. Jy sien, dis wat ek dink God wil hê ons moet wees. Hy wil hê ons moet houtkappers wees in sy bos, besig met 'n skerp byl om sy stem te hoor en sy Heilige Gees toe te laat om ons te gebruik. Julle wat in hierdie kerk sit, is 'n klein groepie mense in 'n stad, in 'n dorp wat God se stem nodig het. En ons kan so 'n bietjie kyk in ons eie lewens, hoe lyk ons op hierdie oomblik? Waarmee is ons besig? Wat gebeur in ons lewens? Want ons beland almal in 'n plek waar ons so 'n bietjie afgestomp raak. Ons so 'n bietjie daai passie verloor. Ons is nie meer so aan die brand vir die Here nie. Ons kom kerk toe, klap hande, sing saam, amen, halleluja, eet nagmaal, gee vir die pastoor 'n high five. Meanwhile, back at the ranch, is dinge nie heeltemal so lekker nie. Dit is so 'n bietjie daai skerpheid, daai heerlikheid van die Here in ons lewe verloor. Ons routine het ons verhouding vervang. Niks is so dodelik vir 'n verhouding soos routine nie. Ek en my vrou was nou in Maart, maar ons 40 jaar getroud gewees. En sy ken my baie goed, ek dink ek ken haar ook baie goed, maar sy lees my, soos meeste vrouens hulle mans kan lees, na 'n ruk. Ek sien nie so 'n paar van dit nou glimlag, weet. Ek wil nou nie die mans uithaal hier so nie, maar kom ons kan hulle ook lees, moenie worry nie, julle vrouens, moenie worry te veel oor, ons ken ook ons storie. Maar as ek nou by die huis kom, van die kantoor af, ek stap in my huis in, en my vrou sit daar op die stoel en sy het vir ons lekker kos gemaak en die kos ruik te lekker en sy is besig om 'n boek te lees of wat ook al. En ek stap aan en ek sê, "Hi my liefie, hoe gaan dit met jou? Ek is so bly om jou te sien. Ek is so mal oor jou. Dankie vir die lekker kos." En ek stap kamer toe en ek trek ontspanne klere aan en gaan sit en ons eet. Môremiddag kom ek by die huis en ek sê weer presies dieselfde woorde. "Hallo my liefie, so bly om jou te sien. Ek is so lief vir jou. Dankie vir die lekker kos." As ek so by die 4de dag kom en ek doen dit, gaan sy my so met 'n houtoog kyk en sê, "Is jy lekker? Is die varkies op hok? Of jy koekoes? Dinge nie lekker geraak nie. Wat gaan aan met jou? Kan ek vir jou bid? Wat kan ek vir jou doen?" Want jy sien, as jy elke dag dieselfde woorde vir jou geliefde sê, dan gaan hulle vir jou sê, hier is nie meer verhouding nie. Hier is routine. En baie van ons verval in 'n routine in ons verhouding met die Here. Ons gebede begin half dieselfde klink. Ons het nie meer daai lewende ervaring van sy teenwoordigheid wanneer ons met hom praat nie. Want jy sien, ek kan nie met my Vader praat en daar's nie iets wat gebeur nie. Daar's altyd iets wat plaasvind, daar's altyd iets wat gebeur en as ons hierdie gedeelte lees, dan is daar 4 dinge wat ek dink vir my uitstaan, om my en jou te help, om te kan kyk, wat gaan aan in my lewe? Het ek nog daai passie? Het ek nog daai lewende verhouding met die Here? Die eerste ding is, om te erken dat jy dit verloor het. Vers 5 sê hy, terwyl een besig was om 'n boom af te kap, het sy byl in die water geval. Hy roep toe, "Ag tog meneer," en dit was boonop 'n geleende byl. Nou, ons moet net besef hierso, dit is nie die hele byl nie, dis 10 nie die kop van die byl wat afgeval het. Want in daai tyd het hulle maar ook soos ons wiggies gebruik om die byl vas te maak, maar weet die byl raak los, en terwyl hy kap, toe val die kop af en beland in die water, waar hulle besig is om bome te kap. En nou kom hy agter, hoorie, hier's nou moeilikheid. Ek het hierdie boom af, ek was besig om af te kap, maar die byl het afgeval. Die eerste ding wat ek en jy moet besef, en wat ons moet doen wanneer ons verhouding met die Here nie meer so intiem en naby is nie, is om dit te erken. Here, ek is in die moeilikheid. Ek is nie meer so naby aan U soos wat ek was in die verlede nie. Ek het my skerpheid verloor. Ek is nie meer so skerp as ek was nie. Ek is nie meer daar waar ek moet wees nie. Jy sien, hierdie man kon die feit dat die byl in die water geval het gebruik as 'n verskoning om op te hou werk. Hy kon gesê het, okay, ander ouens kan dit doen. Hier sit party mense hier wat op 'n stadium baie aktief was vir die Here. Maar jy het gesê, dis nou tyd vir pension. Nou tyd om 'n bietjie te gaan sit en te ontspan. Laat ander die werk doen. Maar die Here het jou nodig. Jou unieke salwing en jou unieke roeping. Want hierdie is 'n liggaam van Christus. En elke lid van die liggaam het 'n plek. As een gaan stil sit en sê, nee, ander ouens moet dit doen, daar is iemand anders wat kan doen wat jy kan doen nie. Net jy kan dit doen, wat God jou geroep het om te doen in hierdie gemeente.
Daarom kan jy nie gaan sit nie. Daarom kan jy nie gaan sit en rus en sê, ag nee, ek is nou 'n bietjie moeg, weet, daar's nou 'n paar ander ouens, hier's 'n klomp nuwe jong mense, ek sien hulle is hier. Laat hulle 'n bietjie vat. Ons, wat die ouer is, ons ja, gaan sit so 'n bietjie eenkant. Ek het al heel wat sulke Christene ontmoet. Hulle sê ek het nou 'n bietjie niks doen tyd nodig. Jy kan nie niks doen in die koninkryk nie. Jy gaan doodgaan. Jy het nodig om te lewe en in die gang te wees. Jy sien baie mense is aan die voorpunt, maar nee, laat ander ouens in die brand wees vir die Here. Ek gaan so 'n bietjie stil sit. Nee, ons almal moet aan die brand wees, brandend vir die Here. Daar is so 'n Engelse woord wat hulle sê jy retire. Nou, ons sê jy gaan nie retire nie, jy gaan refire. Ek bid dat die Here jou help om aan die brand te wees vir hom. Jy sien, hierdie ou kon ook voorgegee het dat hy gaan deur die bewegings, maar hy het nie daardie aksie in sy lewe nie. Jy sien, hy kon hierdie byl steeds hierdie hout aanhou deur die motions gaan, maar daar's geen impak nie, want die byl is nie meer vooraan nie. Party mense steek my hand op. Ek sê okay, as die pastoor sê wie kom saam manneoggend toe, Vrydagoggend, dan sê ek daar. Maar eintlik het ek my byl se kop verloor. My skerpheid, my wete wat God vir my lewe beplan, het ek verloor. Een van die hartseerste verse in die Bybel vir my is Samson, vasgebind lê nadat hy sy hare afgesny het. En hy sê, ek sal weer nie uitgaan soos voorheen. En hulle maak hom byna dood. Jy sien, baie mense dink ek is nog waar ek was, maar eintlik het jy jou skerpheid verloor. Hoe weet jy het jou geestelike krag verloor? Jy verloor jou liefde. Daai passie, daai liefde vir die Here. Openbaring 2 vers 4 en 5, ek gaan dit bietjie later ook gebruik. Dat ons nie meer daai liefde vir hom het nie. Tweede een is, jy verloor jou geloof. Jy hou op om risiko's vir die Here te neem. Okay, ek bly vir elke amen wat ek daar gehoor het. Maar geloof, om 'n kind van God te wees, beteken om risiko's te neem. Dit beteken om te waag vir die Here. Om te vertrou dat wat hy nou vir jou sê deur sy gees, om daarop te reageer. Ek weet nie of dit al met jou gebeur het nie, maar dit gebeur gereeld met my, dat ek in 'n tou staan. Nou, weet, die ouens van my geslag, Afrikaanse mans, ons hou nie daarvan as ouens voor ons indruk nie. Okay, wie hou daarvan? Ons het vir jou bid, dat die Here daai leengees ook uit jou kan dryf. Ons hou nie daarvan as iemand voor ons indruk nie, want dit is my plek. Wie is jy om voor my te kom indruk? Nou staan ek daar by ons par, en nou kom hierdie persoon, en kom, ek is bietjie haastig, asseblief gee my plek, maar daar is 'n lang tou agter my ook. En nou wil ek, jy weet, ek wil in automatic gaan, hè? Jy weet, julle ken wat automatic is, weet jy, gaan onmiddellik, wie is jy? En dan kom jy Heilige Gees en sê vir jou, dink jy dis toevallig? En dan staan jy so 'n bietjie terug en sê, okay, Here, goed, wat is jy besig om met my te deel hierso? En dan staan jy maar terug en sê, en dan sê die Here vir jou, bid vir hierdie persoon. En dan begin jy bid, en dan sê die Here vir jou, vra vir hierdie vrou, waar is haar man? En dan vra hy vir die vrou, hoorie, ek het vir die geleentheid gegee om voor my te kom staan, maar ek het 'n vraag om vir jou te vra, waar is jou man? En die oomblik as jy daai vraag vra, begin die traan oor haar wange loop. En dan sê sy vir my, hoekom vra jy dit vir my? Sê ek nie, want die Here sê vir my, ek moet vir jou vra, waar is jou man? En dan skielik gaan haar hart oop en sê, hy is gisteraand weg. Ek en my kinders is alleen. Wil jy nie vir my bid nie, asseblief? Dan weet jy, die Here laat niks toevallig in jou lewe gebeur nie. En dat jy die engel is, wat die Here daar neergesit het, om 'n verskil in hierdie vrou se lewe te maak. Sy wat niks van die kerk weet nie, en nie die kerk ken nie, lank al die kerk gelos het, maar haar lewe het skielik in duie gestort. En dan sit die Here jou daar, om in daai mense lewe verskil te kan maak, om risiko's vir die Here te neem. Ek het 'n pastoor in my gemeente gehad, toe ek daar kom, 27 jaar terug in Brakpan Wes, toe is hy daar ook, pastoor Eddie Nel, dalk van julle kan hom dalk onthou, is bekend as die ou singende pastoor gewees. Nou hy was ons pastoor in 3 Riviere gemeente, toe ek so 10, 11 jaar oud was, en toe ek nou daar in Brakpan Wes kom, toe kry ek hom nou weer daar, en hy het toe al afgetree, sy stem het ingegee, en hy het afgetree daar,
En hy het kort het hy nog bietjie bedien, gepreek, baie begrafnisse gehou, want hy het bekend in die dorp gewees. Hy het by baie mense gaan kuier en ek het in 2015 is hy oorlede en ek het sy begrafnis waargeneem, dit was my 'n groot voorreg. Maar die kerk was vol, ons het 'n groot kerk, ons kan seker so 600 mense in ons kerk sit, maar die kerk was vol gewees. Nou vir iemand wat in sy 80's is, hoe ouer jy word, hoe kleiner is jou begrafnis. OK, dis die ouens wat dit sê amen nou daar, want hulle sien dit. Al jou vriende en familie gaan dood om jou en die wat jou ken word minder en weet jy word ook eintlik op jou ou dag word jy eintlik al 'n kluisenaar as jy baie oud word, want jy het nie meer die vermoë om plekke te gaan en plekke te kom nie. Ek wil julle aanmoedig om nie die ou mense te vergeet nie, hoor. Om by hulle te gaan kuier. Vir al die mense wat nog in hierdie gemeente 'n verskil gemaak het. Hulle sit dalk, hulle is nie vermoor dalk hier nie, maar hulle kon dalk nie hier wees nie. Niemand het moeite gedoen om hulle te nooi en te sê ek sê kom oplaai nie. Maar om seker te maak hulle is hier en om Eddie het 'n groot begrafnis gehad. En hierdie kant van die kerk het 'n klomp mense met blou oorpakke gesit. En hierdie kant van die kerk het 'n klomp mense met rooi uniforms aangesit. En na die diens toe stap ek na hierdie mense toe. Ek vra wie is julle? Ek stook by hulle kom toe sien ek wie hulle is. Hulle is van 'n engine garage daar in Brenthurst net om die hoek van waar sy huis was. En ek vra toe hoe is hulle hier? Hulle sê nee. Hulle het vir die ou baas goed geken. Hulle kon nie hier wees nie. Hulle het die garage toegemaak vir daai uur en 'n half wat die diens in die gang was. En ek was eendag toevallig het ek dit gesien, nie toevallig nie, daar's iets soos toevallig in 'n Christelike lewe nie, maar die Here het so beskik dat ek die dag gaan geld trek het by daai spesifieke kitsbank, toe hom Eddie met sy kar inry by die garage. En ek sien hoe daardie mense reageer toe hulle sy kar sien. Omtrent elke petroljoggie het op hom afgestorm. Almal wou vir hom petrol ingooi. En toe ek hulle vra maar hoekom wil hulle hom almal help? Hulle sê nee. Oom Eddie, as ons daar kom, dan het hy altyd gevra, hoe gaan dit met jou kind? En dan het hy sy kind op sy naam genoem. Hoe gaan dit met jou vrou? Dan het hy sy vrou op sy naam genoem. En dan bid hy vir hulle. En hy bedien hulle, vra vir hulle, waarvoor kan ek vir jou bid? Almal wou graag deur hom bedien word by daai motorstasie, daai volstasie. Hy het elke keer gaan brandstof ingooi daar. Die petrolstasie waar jy brandstof ingooi, ken die ouens jou. Hou hulle van jou, of sien net 'n ou knorrige oomie of tannie raak, wat altyd net kwaai is oor goed wat hulle nie doen nie. Of sien jy die mens raak, wat daar agter daardie gesig is, en noem jy hom sy naam, want sy naam staan op sy plaatjie geskryf, en vra jy vir hom, wanneer laas was jy in die kerk, want dit is 'n Sondagoggend wat jy petrol ingooi, en hy sê, meneer, lanklaas, en jy vir hom sê, kan ek net vir jou een stukkie versie gee, die Here is my herder, niks sal my ontbreek nie. Here seën hom, wees met hom, en jy betaal nie ry. Daai mense het daai dag kom sê, ons is dankbaar vir hom Eddie in ons lewens. Hy het 'n verskil gemaak. Hierdie kant, het klomp ouens van die hoompie gesit, met hulle rooi pakkies. Want hom Eddie was lief daarvoor om in die hoompie te gaan sit en mense te bedien. Maar hy het elkeen van daai kelners geken, hulle name, en hy het vir hulle gebid. Baie keer, as hy die rekening bring, dan vat hy net 'n hand, bid vir hulle familie, seën hulle. Ek weet jy so hoompie hier ook, ek het al by hom geëet. Maar ken jy daai kelners? En stryk jy partytjie net so 'n bietjie uit, vat die risiko, om te sê, gee my net jou hand, kan ek net vir jou bid? En ek en jy skerp is in die gees, om vir daai mense iets te beteken. Was daar al 'n tyd in jou lewe, wat jy nader aan die Here was, as nou? As jy ongelukkig moet sê in jou hart ja, dan wil ek vanmôre vir jou bid dat die Here jou help en my help, dat ons nader aan hom sal kom. Die tweede ding wat ek sien uit hierdie groep, uit hierdie gebeurtenis uit is, om te erken waar ek dit verloor het. Want hierdie man het die plek uitgewys, vers 6, die man van God het gevra, waar het die byl ingeval? Ek weet nie of jy weet waar jy jou nabyheid en intimiteit met die Here verloor het nie, maar daar's baie redes en ek wil net een of twee van hulle uitnodig. Die eerste een is, afleiding en besig wees. Ons is so besig, ons het nie tyd nie. As ek bietjie oor finansies preek, dan preek ek altyd oor dat ons moet ruimte, spasies hê om in ons lewe, dat as my motor hierdie maand bande nodig het ek geld wat iewers te lê en wag, ek kan dit gaan haal en die bande betaal. Ek het nie nodig om te gaan familie bel en sê, hoor jy help my kar se band is het gebars, ek moet 'n nuwe band koop nie. Daar moet marges, daar moet spasies, kantlyne in ons lewe wees. Maar in ons tydwêreld, maar ook tyd wees. As jy
en ek praat net uit my eie lewe, een oggend kom ek en 'n goeie vriend van my, kom ons van die squashbaan af, en ons staan in die ry om te draai by 'n robot, maar die ry beweeg nie, en ons is half bietjie, ons moet by die werk uitkom, ons moet by die kantoor uitkom, en ek klim met die kar uit om te kyk wat gaan aan, en so 3-4 karre voor ons, sy vrou en haar kar het doodgegaan, hy wil nie loop nie, en ek sê vir Hans, kom ons ry net om, ons stop uit die bakkie, en ons stap altyd terug en ons gaan stoot haar motor uit die pad uit. Ek sê vir ons moet tyd maak om ook 'n verskil te maak in mense se lewens. As iemand se kar voor jou breek, stil staan, lê jy op die toeter. Of as jy die een wat uitklim, of dan kom daai persoon na jou toe gestap en sê, hy sal uitklim, dan kan jy die kar stoot, hy sal die toeter druk. Of as jy die een wat die sagte plek is om te val, wat sê, kan ek gou vir jou help? Kan ek jou help stoot, om met jou motor uit die pad uit te kry? Ek is nie baie grasieus as ek karre stoot nie, hoor, ek wil dit net sê. Nie een van ons lyk baie grasieus nie. Maar partykeer is ek en jy nodig om daai een te wees, wat iemand help in 'n nood. Ons raak so besig, ons is so haastig, ons so gefokus, dat ons kan nie by die kassier stil staan nie. Ons kan nie, wat ek baie keer doen is by die kassier staan, dan wag sy om ek my kaart moet gee, of my kaart moet tap, en dan doen ek dit nie, dan kyk sy vir my. Dan sê ek nie, ek wil nie eers vir jou gekyk het, ek gaan nou tap. Hoe gaan dit met jou? Praat met haar. Want hulle gaan, die mense is so lelik met daai mense. Een van die toetse van 'n ware man en 'n vrou van God is, hoe behandel jy die laagste klas van die lewe? Trap jy op hulle? Druk jy hulle een kant? Behandel jy hulle sleg? Ek wil vanmôre vir jou sê, jy doen nie die koninkryk van die Here guns nie. Dis nie hoe Jesus wil hê, ek en jy, daardie mense moet behandel nie. Hy wil hê ons moet met liefde en met 'n mooi hart met hulle moet werk. Dit sal ons lewens help. Ongehoorsaamheid, om nie te doen wat die Here vir jou sê nie, om nie intimiteit met God te hê nie, om nie betrokke te wees in die wêreld rondom jou in jou klein groep, of spesiale tyd vir gebed af te staan nie, tyd wat jy met God praat nie, iemand te vergewe wat jou seer gemaak het. Ek weet nie of julle op partykeer seer kry nie, maar ek kry partykeer nogal seer. Mense wat ek lief het, mense wat my omgee, wat ek voor omgee en dan kom maar iewers ter so 'n klap, wat jy nie verwag het nie. Maar om nie te gaan in die vlees gaan en sê, ek sê jou nie vergewe nie, ek sê jou terugkry, maar om te sê, Here, dankie, vergewe. Party mense sit hier, en jou verhouding met die Here, hy skibreek, oor 'n verhouding wat iewerster moeilikheid gekry het, iemand wat goed gesê het, wat jou seer gemaak het, en jy wil nie vergewe nie. Die feit dat ons vergewe beteken nie dat ons iemand weer net toelaat om in ons lewens in te stap en te maak wat hulle wil nie. Maar dit beteken dat ons ten minste die verhouding weer herstel. En ons net sê, ek vergewe jou. Om op jou eie kragstaat te maak. Ons is so, ek is okay. Daar's genoeg geld op my bankrekening. Ek kan sorg vir myself. Ek het niemand nodig nie. Jy's op 'n gevaarlike plek as jy daar is. Luiheid. Ek weet nie in Bethlehem nie, daar in Brakpan as jy ons lui, maar nie in Bethlehem nie. Maar om net te sit en niks doen. Te mif daar voor Netflix, die reeks is so deur te hardloop. Maar eintlik praat die Here met jou en sê, hoorie, gaan kyk 'n bietjie by die buurman. Gaan hoor 'n bietjie hoe gaan dit daar by hulle. 'n Bietjie net iets te doen vir die Here. As jy in 'n geestelike woestyn is, herken dit, en herken waar jy dit verloor het. Die derde dingetjie wat ek sien hier so is, verwag dat God dit kan herstel. Hierdie is 'n geloofstap. Vers 6 sê, toe die profeet vir hom die plek gewys het, het hy 'n stuk hout afgekap, dit daar ingegooi, en dit het die byl bo laat dryf. Nou hierdie is 'n vreemde gebeurtenis, want dis 'n wonderwerk. Die profeet kap 'n stuk hout af, gooi dit daar waar die byl ingeval het, en die hout sak af waar die byl kom op. Hier's 'n wonderwerk. Hier is iets wat die byl laat bo dryf. En dat ons toelaat dat God die onmoontlike doen in ons lewens. Ons doen wat die moontlike is, maar ons vertrou God vir die onmoontlike. En dat hy in die detail van ons lewe betrokke is. Weet jy dat God in die detail van ons lewe betrokke is? Dis nie toevallig dat goed in jou lewe gebeur nie. Ek en my vrou was nou bevoorreg om so 2 maande terug 'n konferensie by te woon, 2 konferensies by te woon in Europa, en ons is op 'n stadium, is ons in Pole, en ons wil op 'n tram klim om in te gaan na Krakau toe. En ons die plek waar ons gekamp het, sê hulle vir ons wat ons moet doen, jy moet jou kredietkaart vat, en as jy op die tram klim is daar 'n masjien, en jy klik op hom, en dan spoeg hy kaartjies uit en so aan. Nou wie van julle weet, dit wat hulle vir jou sê is gewoonlik nie waar nie.
Nou toe ons opklim op daai tram, nou is hier 'n masjien en dis net Pools. Nou, ek weet nie of julle ooit al Pools probeer lees het of verstaan het nie, dis onverstaanbaar vir 'n Suid-Afrikaner, hoor. Onverstaanbaar. En nou staan ek by daai masjien en nou druk ek en ek klik en hulle blykbaar is daar redelike groot boetes as jy nie 'n kaartjie het as jy op die tram klim nie. En ek kyk so verwilderd hier na iemand, ek sien hier sit 'n vrou, ek sê kan jy dalk Engels praat? Sê ek wys net so groot haar hande so in die lug. Ek het agtergekom bitter met mense in Pole kan Engels praat. Maar agter haar sit daar so 'n blonde kop vrou en die sê toe nee sy kan Engels praat en sy kom toe en sy sê nee jy is by die verkeerde plek. Daar's nog 'n masjien daar. Daar moet jy gaan. Sy help ons toe, ons koop toe nou kaartjies. Maar toe sy nou Engels praat, toe klink sy nou so 'n bietjie verdag vir my. En ek sê vir haar, praat, is jy boertjie? Sy kyk my so sê ja, sy kom van Kaapstad af. Sy is onderwyseres daar in Krakou. En hier koop ons 'n lang gesprek aan, sit ons hier 20 minute op die tram, praat ons, maar ons het letterlik die vorige tram voor daai en met 10 sekondes gemis. Toe sit ons 15 minute en wag vir hierdie volgende tram. Want die Here het beplan dat daar iemand op daai tram moet wees om ons te help. Partykeer gebeur goeders in ons lewens. Ons word gestop. Julle het nie verkeer in Bethlehem nie, maar daar waar ek leef, elke dag, eerste ding voor ek in die kar klim, kyk ek op Google Maps, die pad waar ek moet heen gaan, wat is die beste pad? Want daar's altyd something wat gebeur, iemand wat dom is en dan is daar 'n ongeluk of iets gebeur. So dan, hier by julle het julle nie sulke belewennisse nie. Maar baie keer, gebeur dit in Brakpan, baie keer, dan beland ek in 'n verkeersknoop, en dan wil ek vir die Here sê, Here, hoekom? Dan sê die Here, jy sal nou sien hoekom. Jy weet nie hoekom nie. Jy weet nie hoekom jy vertraag word nie. Jy weet nie hoekom goed nie uitwerk vir jou nie. Daar's 'n besigheidstransaksie wat moet deurgaan. Maar die goed gebeur net nie. En jy begin naderhand benoud raak, maar God sê, wag, ek's in die saak. Hier sit iemand hier vanmôre in hierdie kerk. Jy's in 'n krisis. Hierdie week het jy slegte nuus gekry. En jy voel vir jou wêreld in mekaar stap, in mekaar val. Maar God sê, ek is in beheer. Hierdie is 'n toets vir jou geloof, of jy my sal vashou, en of jy gaan uitklim en jou eie ding doen. Ek weet hier is iemand wat vir wie daai woord is. As jou byl se kop dalk afgeval het, vra vir die Here, dat hy daai bylkop sal laat dryf, en dit vir jou teruggee. Want dis die volgende stap. Reik uit, en vat dit. Vat dit. Hy wil hê dat jy dit moet vat. Vers 7 sê, hy sê toe vir hom, haal dit uit. Die man het sy hand uitgesteek en het gevat. Jy sien, die Here kan enige iets doen vir jou en my. Hy kan tot 'n bylkop laat dryf. Hy kan tot vir jou die wonderwerk doen wat jy dink onmoontlik is. Dit kan hy vir jou doen. En ek kan vandag julle verveel met baie wonderwerke in my eie lewe en in die plekke waar ek bedien is as pastoor, ek gaan dit nie doen nie. Maar ek dink meeste mense, indien nie elkeen wat in hierdie kerk sit nie, het al 'n wonderwerk gesien. Het iewers gesien dat die Here iets besonders gedoen het in jou lewe of in iemand langs jou se lewe en dat hy die wonderwerk gedoen het. Ek wil die vinnig terugneem na Openbaring 2 vers 4 en 5. Waar hy met die gemeente van Efese praat, die brief aan die gemeente van Efese en sê, maar ek het dit teen julle. Julle het my nie meer so lief soos in die begin nie. Dink daaraan hoe ver julle al agteruit gegaan het. Bekeer julle en doen weer wat julle in die begin gedoen het. Hier's 3 goed wat daardie gemeente, maar ook ek en jy moet doen. En hierdie 3 stappe is ook die 3 stappe wat in enige verhouding, nie net ons verhouding met die Here nie, maar ons verhouding met ons vrou, ons verhouding met ons kinders, met ons kleinkinders, met 'n vriend, 'n familielid, 'n werkgewer, wat 'n werknemer, wat dit ook al mag wees, om daai verhouding weer te herstel. Die eerste ding is om te onthou waar jy vandaan kom. Nou ek wil gou al die manne so 'n bietjie terugvat op 'n reis. Stap gou saam met my. Ek weet nie of jy kan onthou die dag toe jy die enetjie wat daar langs jou sit, wie se hand jy nou vashou, die eerste keer gesien het nie. En daai woord sien, wil ek hê, jy moet dieper in dit inlees. Want party van ons het haar al gesien, voor ons haar regtig gesien het. Maar ek onthou nog die dag so goed, toe ek my vrou raak geloop het, op 'n tienerkamp, wat ons gehad het daar in Krugersdorp Sentraal Gemeente. En sy was betrokke in daai groep, ek het haar nooit raak gesien nie, maar daai dag, toe ons in die eetsaal instap, stap sy voor my in die eetsaal in. En ek sien haar, en ek sê vir die ouetjie wat hier langs my, sê, wie's dit? Sê nie, is Amarentia man. Ek sê, waar kom sy vandaan? Nee, sy is hier deel van die klomp. Ek sê, hoor jy, ek moet plan maak om langs haar te sit vandag. Moenie vir my lag, julle het dit ook gedoen, man. En 'n verhouding begin.
en het ons vir mekaar lief geword. Lief is ons vir mekaar nog al die jare lief. Die feit dat ons verlief geraak het, dit nie beteken dat ons partykeer altyd verlief is nie. Maar ons kies elke dag om mekaar te lief te wees. Sy sê baie keer, sy hou nie altyd vir my nie, maar sy is lief vir my. Ek kan dalk dieselfde ook sê. Maar in ons verhouding is daardie, onthou jy nog? Ons praat so baie keer oor ons onthou jy daar. Kyk na die foto's, toe ons nog jonk en mooi was. Nou is ons nog niet mooi. Maar dat ons dit onthou, om te onthou waar die Here jou siel gered het. Wat het gebeur daai dag? Onthou jy nog, toe jy daai dag gekniel het, die trane by jou wange afgeloop en jy gesê, Here, ek gee my hart en lewe. Ek gee my hart en lewe. En jy gevoel het hoe daai las net gelig het. Daardie groot klip uit jou hart uit weg is en net 'n nuwe mens is in Jesus Christus. Die tweede ding is, bekeer jou. Onthou waar jy vandaan kom. Bekeer jou, draai om. Neem die stappe terug na my toe. Klim daardie trappies een vir een. Here, ek stap terug. Ek gaan die goed doen wat ek moet. En dis die derde ding. Doen weer wat jy gedoen het. Toe ek my vrou leer ken het ek vir altyd die kar se deur oopgemaak. Ek doen dit nou nog. Ek het vergeet vanmôre toe sy in die kar klim, toe moes sy uitklim om die kar se deur te kry om toe te maak. Want die kar het te groot deure. Maar ons om daai goedjies nog te doen. Hoe vaar so nou en dan blomme te vat, sjokolade te vat. My vrou hou gelukkig nie van blomme of sjokolade nie, so ek vat vir haar gewoonlik 'n plantjie of iets van die aard, want sy hou van tuin maak. Maar dat ons mekaar die goeders doen, wat ons gedoen het in die begin. Om weer vir die Here te sê, Here, toe ek jonk was, toe in U was, het ek het baie goed aangevang. Maar ons het goed gedoen, ons is besig om die dinge van die Here te doen. Hierdie stappe kan in enige verhouding werk, en is die sleutel om ons verhoudinge te herstel. Liefde is iets wat ek en jy kies in ons lewens. Here, ek kies om vir lief te wees. Terwyl ek vanmôre so 'n bietjie afsonder en bid vir hierdie diens, ervaar ek dit in my hart, hier's mense vanmôre wat in hierdie kerk sal sit, wat voel die Here het hulle gelos. Die Here het hulle gedrop, en hulle voel nie meer die Here is naby nie. Ek wil vanmôre vir jou vra, moenie op jou gevoelens leef nie. Leef op dit wat hy gesê het, want hy sê, ek sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie. En hou vas aan hom, want hy sal jou deur die krisis dra. As jy nodig het, om vanmôre weer net so 'n bietjie daardie nuutheid te ervaar, gaan na die Here toe en sê vir hom, Here, herstel my. Sit my weer in daai vars nuwe verhouding. God het mense soos julle nodig om hier in Bethlehem 'n verskil te maak. Hy het mense soos julle nodig om uit te gaan en disippels van mense te maak, om met leef en beef, jy hoef nie te gaan preek met die Bybel in jou arm nie. Dis nie wat jy hoef te doen nie. Net sensitief te wees vir die Heilige Gees. Net te hoor wat hy vir jou sê. Of as hy vir jou sê, bid net vir daai ene. Bel net hierdie ene. Stuur vir daai ene boodskap op jou WhatsApp. Stuur vir daai ene boodskap. Ek weet nie hoekom ek hierdie boodskap vir jou moet stuur nie, maar die Here sê net vir my, ek moet vir jou hierdie versie stuur. En daai een 'n dag of 3 later na jou toe kom en sê, hoe het jy geweet? Jy sê, ek het niks geweet nie. Ek het net gedoen wat die Here vir my gesê het. Want die oomblik as ons gehoorsaam is, dan begin God die wonderwerke doen. Dan begin hy die wonderwerke doen. Kom ons buig ons hoofde, dan bid ons saam. Hemelvader, dankie dat ons vanmôre hierdie interessante gedeelte uit 2 Konings 6 kan lees. Van 'n byl wat in die water geval het. Maar Here, U wil hê, ons moet uit hierdie boodskap uit hierdie gedeelte uit iets leer, iets hoor, iets agterkom vir ons eie lewe. Here, ek weet hier's vanmôre mense wat aan die brand is vir U. Mense wat in 'n verhouding naby aan U staan. Maar Here, ek weet in my gees ook hier's vanmôre mense wat so 'n bietjie koud geword het. Bietjie gaan sit het. So 'n bietjie gaan rus op hulle verlede, op wat hulle gedoen het in die verlede, als het hulle reg gekry het. Here, maar vanmôre sê U vir ons, hou op. Hou op. Kom terug na die plek waar jy moet wees. Jy weet waar jou plek is. En jy het jou plek, jy het jou staanplek, het jy verlaat. En ek roep jou weer om jou staanplek te kom vat. Om weer te kom doen wat ek jou geroep het om te doen. Here, ek sien in my gees hier mense op wie U die salwing gesit het om te bid vir siekes. En dat hulle gesond sal word. Maar Here, het dit al vergeet. En het opgehou om U te vertrou. Dat U is wat die werk doen, nie hulle nie, maar U is wat gesond maak. Ons is maar net die instrument.
Here, ek kom vanmôre en ek sien in my gees is oë mense hier wat bidders is, intercessors. Here, ek bid dat julle sal opwek opnuut weer, wat hierdie dorp se strate sal deurkruis en bid by huise. Hulle sal roep om die geloof te aanvaar en in Jesus Christus nuwe mense te word. Here, ek roep hulle wat vanmôre in hierdie kerk sit, wat manne en vroue is wat in besigheid is. Here, wat julle wil gebruik om hulle wat swaar trek, hulle wat u nodig het, te bedien. Here, help ons elkeen om 'n verskil te maak in ons wêreld. Gebruik ons elkeen om dit te doen. Ek bid dit vanmôre, Here. Terwyl ons net so 'n oombliekie nog in gebed bly. As jy vanmôre wil sê, Here, hier's ek. Ek meld aan vir diens. Ek het dalk so 'n bietjie koud geword, so 'n bietjie eenkant gaan sit, so 'n bietjie stil geraak. Maar Here, hier is ek. Ek meld weer aan vir diens. Wil jy net so 'n oombliekie net jou hand in die lug opsteek nie? Ek wil net bid dat die Here jou vanmôre weer opnuut sal aanraak met sy vuur uit die hemel. Dat jy vanmôre net weer opnuut dit sal aanvaar en sal sê, Here, hier is ek. Hier is ek. Dankie, Here. Here, dankie vir elkeen wat vanmôre hand opgesteek het. Dis 'n klomp van hulle oor hierdie gehoor. Here, en ek bid dat U hulle sal vind persone wat bruikbaar is. Mense wat sal sê, ja, Here, stuur my. Ja, Here, praat, ek wil hoor, gebruik my. Here, ek seën hulle, ek seën hierdie gemeente, ek seën vir Pastor Ewan en vir Talita. Ek bid, Here, dat U hulle sal gebruik op 'n kragtige manier vorentoe, soos U al reeds in hierdie laaste jaar gebruik het. Bid vir die bestuursraad. Ek bid, Here, vir die impak wat hierdie gemeente gaan hê. Dat hulle sal sien hoe die tentdoeke weier word, hoe hulle 'n groot verskil maak, dat elkeen sal weet, daar's 'n God in die hemel, omdat hierdie gemeente, hierdie mense in Bethlehem bly. Ek sien in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Amen.